Goeiemôre weer eens. Goeiemôre ook aan al die kykers. En vandag se tema is kyk vorentoe. Nou voor ek daarmee begin. Ek dink een en elkeen van ons het daai iets in 'n mens se lewe wat 'n mens voel. Weet jy wat, ek is moeg hiervoor. Ek dink een en elkeen van ons sê daai spesifieke ding, wat jy net sê, weet jy, ek wens net dit kan eindig. Ek wens dit kan stop, ek wens dit kan uit my lewe uitgaan. Ek wens hierdie seisoen wil nou oorgaan. En al manier hoe dit gaan gebeur, is as 'n mens vorentoe kyk. Want as 'n mens terugkyk, dan beweeg 'n mens nie. Maar sodra jy na vore kyk, dan sien 'n mens uit na dit wat kom. Ek weet nie of julle al mense gesien het wat 'n belangrike oproep verwag nie, of wat goeie nuus verwag nie. En jy kan nie daai foon kry nie, jy het jou foon verplaas, en hier hoor jy die foon lui. Mense, jy vernuweer amper jou huis om by daai foon te kom, en jy soek om, jy sal wat doen om daai foon te antwoord. Want jy weet, as jy daai foon gaan antwoord, gaan jy goeie nuus ontvang. Mens sien uit na daardie oproep. Maar baie keer in jou eie lewe, doen 'n mens hierdie selfde nie. Mense het soveel om na hom uit te sien, maar 'n mens raak nie opgewonde nie. Mens soek ook nie oralste en sien, ek soek daai goeie nuus, ek wil dit hoor, ek wil dit ontvang. Want weet jy wat, God het vir jou goeie nuus. God het vir jou 'n goeie, positiewe toekoms, wat hy jou wil gee. Maar nou in plaas om dit te soek, sê ons, kan maar lei, ek sit nou te lekker. Ek is nou happy waar ek is, ek gaan sommer net hier bly. Of, weet jy, dis nou te veel moeite om dit nou te kry. Dit gaan nou regtig te veel vat van my. En dan lei die foon, en hy lei, en God roep, en hy roep. En wat doen ons? Ons mis sy boodskap wat hy vir ons wil gee. En hy roep ons juis om vorentoe te gaan. As 'n mens kyk na Filippense 3 vers 13 en 14, wat Paulus geskryf het. Hy sê, nee, broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker, ek vergeet dit wat agter my lê en strek my uit na dit wat voor lê. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. Nou die wat hulle wedren gedoen het. Julle weet mos, as jy by die start staan en die sneller trek, dan staan 'n mens mos stil, nee. Nee, juis nie. Jy hardloop ook nie agteruit nie. Jy gaan na vorentoe, want jy weet daar, dis die wenpaal. En jy gaan nie by die wenpaal kom as jy net staan nie. Jy wag. Die resies het begin, maar jy wag. Jy wil hê die wenpaal moet na jou toe kom. Nee, hy gaan nie. Jy moet na die wenpaal toe gaan. Dis waar jou oorwinning lê. Dis waar jou pryse lê. Ja, dit vat moeite. Die wat al lang wedrenne gedoen het, sal weet. Dit vat lang voorbereiding. Jy kan nie net eendag opstaan en besluit, weet jy wat, ek is lus om 'n 43 te gaan hardloop nie. Of 21 even. Mense, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan na eerste kilo hardloop en gaan jy besef, okay, nou is ek moeg. Want dit vat voorbereiding, dit vat commitment, om elke keer op te staan, tekkies aan te trek, te gaan draf, voor te berei, heeltyd. Want jy weet, as jy by die starting line gaan staan, dan sê ek reg, ek is gereed, ek kan dit maak, ek is voorberei vir dit wat ek moet doen.
So wat lê voor jou? Dis jou roeping wat voor jou lê. Dit wat God jou geroep het om te doen op hierdie aarde. En as jy nie vorentoe gaan beweeg nie, kan jy nie jou roeping uitleef nie. Hy wil jou bless met soveel meer, maar hy wil ook kyk, kan ek jou vertrou met dit wat ek jou wil gee? Kan ek jou met meer vertrou as wat jy alreeds het? En die manier hoe jy vir God wys, yes, jy kan my vertrou, is deur te doen wat hy vra, en hy vra vir ons om vorentoe te beweeg. Maar hoe beweeg 'n mens vorentoe? En daardie antwoord kry 'n mens in Psalm 119, vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Ons self lewe in duisternis, want ons kan nie die toekoms sien nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan definitief nie weet wat in my toekoms voorlê nie. Maar ons ken iemand wat doen. God doen. Hy ken ons verlede, maar hy ken ons toekoms nog voordat ons geskape was. Het hy gesê, weet jy wat, ek wil vandag, daardie persoon, daardie tyd, daardie dag, presies daar hê. Solank voor enigiets nog geskape gewees het God al klaar geweet wat hy vir jou voorlê. Maar dan baie keer dan sê ons net, maar ek kan nie dit doen nie. En God wil net vir jou sê, weet jy wat, vertrou my. Lees my woord, spandeer tyd in my woord. Dit sal vir jou 'n lamp wees, vir jou voete. Dit sal help dat jy nie struikel nie. Ja, jy moet nog steeds die pad stap, jy moet nog steeds kyk waar jy loop. Dit help nie jy te lig en jy kyk oralste nie, jy gaan nog steeds trip oor die dinge. Maar ten minste is daar 'n lig wat vir jou wys, pas op daar, kyk daarso, hier's 'n gevaar, loop hierso links, loop hier regs. En 'n lig vir my lewenspad vir jou toekoms. Dis soos 'n vliegtuig wat kom land. Ek weet nie of julle al 'n airstrip gesien het nie, daai ligte wat so oplig, dan weet die vliegtuig presies, daarso moet hy land. Dit is die pad wat hy moet volg. Al is dit pikgiedonker buite, kan hy nog steeds daai liggie sien, want dis 'n lig vir die vliegtuig se pad. Dieselfde manier is God die lig vir jou lewenspad. 'n Mens moet hom net vertrou. Nou, as dit kom by situasies, 'n mens kan ongelukkig nie dit skiep nie. Soos as 'n mens dink aan deesdae se flieks, Netflix, al hierdie lekker streaming services, jy kan sommer net skiep waar jy wil wees. Jy hoef nie eers te sien, jy skiep net. Maar ja, mense my ouderdom sal weet, lank voor dit het ons video's gehad. En video's kon jy nie net skiep nie. Mens moes fast forward. So, wat gebeur het? Jy moet maar die kontrol vat. Dan moet jy die hele tyd na daai skerm kyk. Jy kyk weg in die fast forward nie, want dan gaan jy dalk mis. Jy moet die hele tyd kyk. En dan wat gebeur? Die storie speel nog, maar hy speel vinniger vorentoe. So mens kan vinniger vorentoe gaan in jou lewe deur die moeilike situasies. En ek wil vir julle punte gee hoe 'n mens in jou eie lewe kan fast forward. Nou die eerste ene is wat ek klaar gesê het, 'n mens kan dit nie skiep nie. Maar jy kan vinniger vorentoe beweeg. Hoeveel mens vorentoe beweeg, hang van jou af as mens. Of jy bereid is om vorentoe te gaan. As jy nie self gaan vorentoe gaan nie, gaan jy nie vorentoe beweeg nie. En dit help ook nie 'n mens doen
net bewegings nie. As ek byvoorbeeld sê, ek wil in 'n ander plek van my lewe kom en ek loop hierdie kant toe. En dan loop ek hierdie kant toe. En dan loop ek in sirkels. Ja, ek is besig om te beweeg, ek is besig om dinge te doen. Maar op die ou en dan besef jy, weet jy wat, ek is presies waar ek begin het. Wat was al die moeite dan werd gewees? So God wil hê jy moet vorentoe beweeg in jou lewe. Uitkom waar jy is. En 'n mens kan nie deur dit skiep nie, ongelukkig nie. 'n Mens moet deur dit beweeg. Dan die tweede ene, dit is nie vorentoe as daar nie oppositie is nie. Mense, daar gaan altyd iets of iemand in jou pad kom wat jou sal keer om vorentoe te beweeg. 'n Mens kyk, al die groot figure in die Bybel, het daai faktor gehad of 'n persoon gehad wat in hulle pad gestaan het om vorentoe te beweeg. Byvoorbeeld vir Dawid was dit Goliat gewees. Hy kon nie koning geraak het as dit nie vir Goliat was wat in sy pad gestaan het nie. So ja, om vorentoe te beweeg is moeilik, want daar gaan mense wees wat jou keer, daar gaan faktore wees wat jou keer, maar moenie laat dit jou keer nie. Dawid het reguit vir Goliat gesê, ek paraphrase nou net deur te sê, weet jy, hy het opgekyk en hy het vir Goliat gesê, weet jy wat, vir jou is ek nie bang nie. My God is met my. En so kan jy dieselfde sê vir jou Goliat wat in jou pad staan. Vir daardie faktor, vir daardie persoon sê, weet jy wat, jy gaan my nie keer nie. God roep my vorentoe. Ek gaan nie meer vir jou luister nie. Ek gaan ophou. Laat jy my belemmer om vorentoe in my lewe te gaan. En baie keer is daai oppositie jouself. Jy staan baie van die kere in jou eie pad om vorentoe te beweeg. Baie keer word jou toekoms belemmer deur jou verlede. Iets het dalk gebeur in jou verlede, wat jy voel, maar ek kan nie vorentoe nie, ek kan nie, dit voel soos 'n lokval waarin jy is, jy kan nie jou uitkry nie, jy's vas, jy kan nie beweeg nie. Maar 'n mens moet nog steeds, laat dit nie jou keer om ten minste te probeer vorentoe beweeg nie. So vorentoe, altyd, sal daar oppositie wees. Dan die volgende een, vorentoe, gaan deur, gaan nie om nie. Weer, as ek Dawid as 'n voorbeeld vat, hy het nie gegaan en probeer praat met Goliat en gesê, hoorie, kan ons nie aan iets anders te dink nie, moet ons nou beklei. Kan jy nie maar asseblief gaan, laat ons maar die oorwinning kry nie, asseblief man. Jy weet, en probeer allerhande dinge doen en alternatiewe vind nie. Nee, hy moes deur Goliat gaan, nie om hom nie. Hoeveel keer in ons lewe probeer ons om ons probleme te gaan? Want nou is ons is bang vir wat gaan gebeur as ons deur dit gaan. Veral as dit 'n persoon is wat in 'n mens se lewe belemmer. Dit vat baie keer dat jy reguit sit met daardie persoon en sê, weet jy wat? Vandag wil ek met jou praat. In plaas om te sê, weet jy wat? Kom ons los. Ek wil nie konflik hê nie. Vrees is die ding wat jou die vinnigste pen net waar jy is. As jy vrees, kan jy nie vorentoe nie. Dis onmoontlik om vorentoe te gaan met vrees. Daarom lees ons in 2 Timoteus 1 vers 7, wat sê, God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar, en lees mooi, van krag, liefde en die belangrikste, selfbeheersing. 'n Mens kan deur die situasie gaan met liefde, met selfbeheersing,
maar met krag. Mens hoef nie bang te wees nie. Jy het krag in jou. God is met jou. Jy het liefde. God is liefde. So mens hoef nie liefde te soek nie. God is liefde, hy is met jou. En hy gee vir jou die nodige selfbeheersing om deur jou situasies te beweeg, deur jou teenkanting te gaan. En die volgende ene, dinge wat nie vermy kan word tydens groei nie. Die eerste ene, ongemaklikheid. As jy wil vorentoe beweeg, moet jy groei. Dis wat dit beteken om vorentoe te beweeg. Jy is nie meer die persoon wat jy gister was nie. Jy's 'n beter weergawe van jouself, 'n sterker weergawe. 'n Weergawe wat God meer kan gebruik as die persoon wat jy gister was. Maar dit is ongemaklik. Dit beteken jy moet uit daai comfort zone uitkom, wat nie maklik is nie. Dis 'n mens oorwin dit deur oorgawe, deur oor te gee. As 'n mens gaan vir 'n inspuiting. Nou kyk, ek hou glad nie van 'n inspuiting. As ek dit kan vermy, dankie, beter so. Maar 'n mens weet self, baie keer is daar situasies wat jy moet gaan vir 'n inspuiting. Dit is nodig, hulle moet jou dalk prit of iets. Dan kan jy nie net sê, is nie vir my nie, los dit. Mense, dit is ongemaklik, om gesond te word, vat ongemaklikheid, in jou fisies ook. As jy vat, is die mense wat groot geword het, dalk met castor oil. Julle weet hoe lekker is daai goeders. Proe mos heerlik. Nee. Juis, medisyne is nie gemaak om so sweets te proe nie. Dit is ongemaklik om daai goed te drink, maar jy weet as jy dit doen, gaan jy beter voel. So met 'n inspuiting ook. Jy weet as hulle jou inspuit, gaan jy begin beter voel. En die al manier hoe jy daardeur gaan kom, is oorgawe, deur net te sê, Here, doen dit. Vir daardie dokter te sê, hierso. Al sit jy dalk so na die ander kant toe, kyk, kry net klaar. Dalk tel 'n mens tot by 5 en dan hier by die 3de en dan jab hulle jou met daai inspuiting. Maar is oorgawe nog steeds. Jy het gesê, yes, I surrender. Doen wat jy moet doen. So moet ons vir God ook sê, weet jy wat, Here, doen wat jy moet doen in my lewe. Ek gee oor aan U. Die tweede een waarna mens kyk, afleidings, distractions. Nou, dit het ons ook elkeen van ons. En as 'n mens kyk na Nehemia, ons die vers, daar is hy, Nehemia 6 vers 3. Nou hierdie is Nehemia terwyl hy die muur gebou het. Ek het die boodskappers na hulle gestuur en gesê, dit is 'n groot werk waarmee ek besig is. Ek kan nie na julle afkom nie. Waarom moet ek die werk stilstaan? Of waarom moet die werk stilstaan? Omdat ek dit moet los en na julle afkom. Dit is baie keer wat jy vir jou afleidings moet sê, vir daai distractions moet sê. Hoekom moet ek vir jou luister? Jy probeer my aflei van my werk af. Ek is besig met God se werk. Hoekom moet ek God se werk los om te doen wat jy wil hê ek moet doen? Want Nehemia was besig met God se werk. Hy was besig om die muur te herstel. En hy het geweet, as daai muur nie vinnig herstel word nie, gaan daai stad aangeval word. Daarom het hy gesê, geen afleidings, no distractions. Hy moet werk aan wat God vir hom gegee het, en hy het gefokus op wat God vir hom gegee het, en dis die belangrike deel. Mens oorwin juis afleidings met fokus.
maar op die regte goed fokus. Obsessie is seker die grootste vorm van afleiding wat 'n mens kry. Want 'n obsessie, dit vat jou tyd op. Dit neem jou verstand heeltemal in beslag. En dit maak jou skedule vol. Want jy gee al jou aandag daaraan. So jou gedagtes, jou aandag, jou tyd, alles gaan in dit waarin jy obsessief is. En 'n mens kan gewoonlik sien waarmee 'n mens obsessief is, as jy in die oggend opstaan en daai eerste paar gedagtes wat opkom. Maar nou vra ek jou, wat dink jy gaan gebeur as 'n mens begin obsessief raak vir God? As jy opstaan en jy weet, yes, dis nog 'n dag dat ek vir God kan leef. Jy gee vir hom primêr jou tyd. Jou skedule prioritiseer hom en jou gedagtes prioritiseer hom eerste. Dan sal jy sien jou fokus raak in lyn presies wat hy vir jou wil hê. En enige afleiding sal verdwyn. Dis nie verkeerd om 'n stokperdjie te hê nie. Ons almal het. Ek hou van my rekenaars. Maar sodra dit 'n obsessie raak en jy dit bo God stel, dis waar die stryk begin inkom. As ek moet vir julle sê, byvoorbeeld op 'n Sondagoggend, weet jy wat, ek gaan nie kerk toe kom nie, want ek wil 'n bietjie op my rekenaar werk. Dan sit 'n obsessie. Dan beteken dit het nou prioriteit gevat bo God. En 'n mens moenie. Mens moet juis vir 'n afleiding sê, weet jy wat, ek is besig met 'n groot werk van God. Ek is besig met my roeping. Hou op om my te pla. Gaan weg. En jy sal sien dit verdwyn. Die derde een waarna ons gaan kyk is teleurstelling. Ons almal was al deur teleurstelling. Mense wat jou teleurstel. Jy self wat mense teleurstel. Ons is mense, dit gebeur. Ons is nie perfek nie. Ons almal maak foute en ons mag. Maar nog steeds moet 'n mens nie in daai teleurstelling bly nie. Die woord van hierdie, kan ek sê, paar dekades waarin ons bly, is offense. Almal vat offense oor alles. Jy sê dalk net 'n klein ietsie verkeerd dan, dan is hy persoon kwaad vir jou, en praat nie met jou die hele dag nie. Jy sou kwaad vir daai persoon. Dis nie nodig nie. Mense, skud af. Maak net so, dan sê af, dankie. Die Bybel sê eintlik, skree stof van jou voete af. Die disippels was baie keer gestuur na verskeie dorpe toe, deur Jesus. Hy het hulle gecommission, as ek dit nou in Engels kan stel, na verskeie dorpe toe. Maar hy het ook vir hulle gesê, weet jy wat, ja, praat met hulle. Maar as hulle nie na jou wil luister nie, fyn, gaan na die volgende dorp toe. Nie staan daar raak kwaad, begin 'n argument met hulle nie. Jy het jou werk gedoen, jy het gedoen wat hulle wil, wat God wil hê jy moet doen. Die persoon se hart is nie oop om te ontvang nie. OK. Dan gaan jy deur na die volgende plek toe. Maar as dit by teleurstelling kom, wil ek julle leer om te dare. Sit vir ons daai op. Om te dare. Die eerste stap, begin weer te droom. Moenie laat teleurstelling, moenie laat pyn jou keer om te droom nie. Ja, jy het seer gekry, jy het jouself toegemaak vir die wêreld. Jy het jouself geïsoleer van die wêreld, want jy weet, as jy net jou voet gaan uitstap, dan gaan jy seer kry. Of althans, dis hoe dit vir jou voel. So jy is so opgesluit in jou eie lewe, dat jy droom nie eers meer nie. Kry 'n visie vir jouself. Luister wat God vir jou sê, hoe hy jou sien, wat hy wil hê jy moet doen. Begin weer te droom. Dan, die volgende ene, ask, vra. Mense vra vir hulp.
Vra vir bystand. As 'n mens seer gekry het, is dit een van die moeilikste dinge om te doen. Mens voel altyd, ja, ek gaan nie mense vra nie. Hulle gaan iets wil terug hê, of hulle gaan nie my wil help nie. Of, mens kom met soveel verskeie redes op. Hoekom 'n mens nie mense moet vra, of mag vra, of kan vra nie. Maar God wil hê, vra. Hy sê self, jy moet hom vra. Vra en vir jou sal gegee word. Klop en vir jou sal oopgemaak word. So juis, hy wil hê, jy moet uitreik, jy moet vra. Die volgende ene, risk. Waag. Waag dit om uit te kom, uit daai isolasie, waarin jy jouself geplaas het. Kom buite toe, praat bietjie met mense. Dis die vinnigste hoe jy uit daai isolasie gaan kom, uit daai stryk wat jou verlede jou gestel het, is net om daai eerste stap te vat en te waag, te dare, om bietjie uit te kom weer. En die laaste ene, engage, raak betrokke. Nie net praat met mense nie, raak betrokke in hulle lewe. Stel belang, om regtig te vra, weet jy wat, hoe kan ek jou help? Die vinnigste hoe 'n mens jouself genees, is as jy help om ander te genees. Want dan vergeet jy van jou eie probleme, of jy besef dalk, weet jy wat, as ek hierdie mense kyk, is my probleem eintlik maar min, jy weet nie niks nie. Geen probleem is niks nie. Anders was dit nie 'n probleem in die eerste plek nie. Maar jy sien dalk, maar jy's mense wat groter probleme het, wat dieselfde dalk deurgaan as wat jy deurgaan. Maar nou isoleer jy jouself, en dan bly daai probleem 'n lokval vir jou te word. Waar as jy uitreik, dan is daar ander mense wat jou kan help. Jy loop dalk iemand raak wat ook dieselfde probleem as jy gehad het, maar hulle kan jou deur dit help. Maar omdat jy jouself geïsoleer het, kan jy nie verder gaan nie. So ek wil afsluit met die volgende verse. Jesaja 43 vers 18 en Jesaja 40 vers 31. Dit sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. So mense, wag op die Here, maar wag beteken nie stil staan nie. Wag kan gesien word soos wat 'n waiter op jou wait. Hulle staan nie stil nie, hulle is besig om te werk, hulle wag op jou. Hulle vra vir jou, wat wil jy eet, wat wil jy drink, is dit lekker, kan ek iets vir jou doen, kan ek iets vir jou bring? So moet jy die hele tyd vir die Here ook vra, terwyl jy wag op die Here. Here, wat kan ek vir jy doen? Is daar nog iets wat ek vir jy kan gee? Wat kan ek nog vir jy doen? Dan wag jy op die Here en hy sal vir jou hernie met krag. Buitengewone krag wat jy nie eers sal weet waar dit vandaan kom nie. Soos wat dit sê, jy sal, ekskuus, net so teruggegaan. Maar jy sal hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. En dan die laaste ene. Jesaja 43 vers 18. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Maar op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Beteken ja, daai seisoen, jy's deur dit. Jy's dalk nog steeds in die seisoen, maar moenie jou aandag daarop vestig nie. Vestig jou aandag op dit wat kom. Baie keer is 'n mens gewoond om te praat van the good old days. As dit maar net 1980 nog was. Ja, die wonderlike lewe wat ons gehad het. Mense, dis verby. Dit was lekker, maar dis nou klaar, dis verby. Dis soos 'n jet. As 'n mens kyk na 'n jet, as hy hoog vlieg, dan los hy mos daai wit streep. Dis so goed
Jy kon jouself plaas in daai wit streep. Ja, dis lekker, jy's in die wil van God, jy's in sy blessing. Maar weet jy wat, soos daai jet vorentoe beweeg, gaan daai streep ook en dit raak weg. En as jy stil staan, later gaan jy besef, maar, hey, waar is God se blessing nou? Nou het ek dit gemis. Jy moet saam met God vorentoe beweeg. En dis waarmee ek julle wil los. Dis moenie dat julle verlede 'n struikelblok raak vir julle toekoms nie. Kom ons sluit die oë. Goeie Here, help ons om U te volg, Here. Al is die pad vir ons totale duisternis. Weet ons kan U vertrou, want U weet wat in ons toekoms voorlê. En U het planne vir ons. U het goeie planne, positiewe planne. Maar as ons U nie volg nie, hoe kan ons daardie planne raak sien, Here? Daarom vat al ons vrees weg, Here. En gee vir ons, soos wat die woord sê, daardie krag, daardie liefde, daardie selfbeheersing, wat ons nodig het om U te volg. Die boldness om uit te stap na die onbekende toe. Na dit wat ons dalk seer gemaak het in die verlede. Dat ons kan uittreë, uit ons comfort zones ook uit, Here. Laat ons U kan volg. Ons bid dit in U naam se ontwil. Amen.